Goeienaand en welkom by Laat Ons met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekjie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel jy kan regtig nie rus voordat jy 'n plan het vir alles wat in jou lewe aangaan nie. Jou gedagtes kan net nie tot rus te kom nie. Want jy dink, jy moet 'n plan hê voordat jy kan rustig raak. Jy wil weet, wat gaan ek met hierdie situasie doen? Hoe gaan ek dit betaal? Wat gaan ek vir daardie persoon sê? Wat is my volgende stap? Hoe gaan ek hierdie ding regmaak? En jou kop sê die hele tyd vir jou, dink net nog 'n bietjie en jy sal die antwoorde kry. Intussen is dit al amper middernag en jy het nog steeds nie die antwoorde nie. Want hierdie dinge is nie probleme wat jy in een aand gaan oplos nie. Nie omdat jy nie hard genoeg gedink het nie omdat jy iets mis nie. Jy het eenvoudig nog nie al die inligting nie. Daar is dinge wat eers môre kan gebeur. Daar is gesprekke wat nog gevoer moet word. Daar's antwoorde waarvoor jy nog wag en daar is dinge wat buite jou beheer is. En tog probeer jy vanaand al 'n plan maak vir iets wat nog nie eers heeltemal voor jou lê nie. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insig staak maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ons hou daarvan om te weet wat die plan is. Ek persoonlik wil altyd weet wat die plan is. Ek wil weet wat gaan gebeur, wanneer dit gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur. En as dit moontlik is, kan iemand asseblief vir my 'n klein WhatsApp stuur met die hele plan daarop. Ek het al gesê, Here, gee net vir my die map. Here, stuur net vir my daai inligting, Here, wat ek nodig het. Maar God werk nie altyd soos wat ons wil hê hy moet nie. Baie keer gee hy vir ons net genoeg lig vir die volgende tree. Nie vir die volgende 10 nie. En dalk is dit wat jy vanaand moet aanvaar. Jy hoef nie nou die hele plan te hê nie. Jy het dalk nog nie die antwoord oor die werk nie. Jy weet nog nie wat met die verhouding gaan gebeur nie. Jy weet nog nie waar die geld vandaan gaan kom nie. Jy weet nog nie wat jy met daardie groot besluit gaan doen nie. Maar jy hoef ook nie vanaand alles te weet nie. Jakobus 1 vers 5 sê, as een van julle wysheid kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Vra vir wysheid, en dan gee jy jouself toestemming om te wag, totdat jy weet wat die volgende stap is. Want daar's 'n groot verskil tussen 'n probleem verantwoordelik hanteer en jouself uitput deur daardieselfde probleem al 100 keer oor en oor en oor in jou kop te laat ronddraai. Jy gaan nie noodwendig om 12:30 in die oggend skielik 'n briljante antwoord kry, net omdat jy nog 'n uur daaroor geleen dink het nie. Ons mense het dit so gewerk. Partykeer is die wysste ding wat jy kan doen om te sê, Here, ek het vandag gedoen wat ek kon. Wat ek vanaand nie kan uitwerk nie, los ek vir môre. Dit is nie weghardloop van jou verantwoordelikhede nie. Dit is om te erken dat jy net 'n mens het. Jy het rus nodig. En môre, met 'n helder kop, nuwe genade van God en wysheid, kan jy weer kyk na wat voor jou lê. So vir vanaand hoef jy nie alles uit te sorteer nie. Jy hoef nie te weet wat die volgende 10 tree is nie. Jy hoef net die volgende tree te neem wanneer die tyd aangebreek het. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat voel, hulle moet alles uitwerk voordat hulle kan rus. U sien die vrae waarvoor hulle nog nie antwoorde het nie, en die situasies waarvoor hulle vanaand probeer planne maak. Here, help hulle om te onderskei tussen dit wat nou hulle aandag nodig het en dit wat tot môre kan wag.
Gee hulle wysheid vir die volgende tree, maar ook vrede wanneer die hele pad nog nie duidelik is nie. Heilige Gees, help hulle om vanaand dinge neer te sit wat hulle nie nou kan oplos nie. Laat hulle rus sonder om skuldig te voel dat alles nog nie uitgesorteer is nie. En gee hulle môre nuwe wysheid vir wat voor hulle lê. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Mag die Here jou wysheid gee vir die volgende tree. Jy hoef nie vanaand die hele pad te kan sien nie. Mag jy 'n geseënde nagrus hê. Shalom.